Dis die Rockfight Rugby Podcast. Welkom terug by die Rockfight Rugby Podcast. My vriend Arie Hougaard staan daar voor 'n muur, lyk of hy voor 'n vuurpeloton staan. Arie, die manne van die Stormers jou aangetree oor wat ons alles kwyt raak op ons podcast of wat is die storie? Ja nee, die raadsaal is beset, so dis die eerste ene en die weer is bietjie triestig vir die swembad. So dan doen ons maar die wit muur. So dit lyk nogal soos 'n vuurpeloton wat ek moet aanskou. Jy het hoë standaarde gestel met daai een daar by die see wat die manne is op die paddleboard by jou verbygekom het en jy gaan al meer agteruit man. Jy moet 'n bietjie jy moet step up your game, soos die mense sal sê, ja. Nee, seker nie, ek sal dit, die Kaap is mooi agtergronde, miskien moet ek so enetjie met Bloubergstrand met Tafelberg of so iets volgende doen. Ja, ek bedoel, jy is in die Kaap, ek sien in Pretoria. Die mooiste met ons het die Magaliesberge, of dalk Hartbeespoortdam. So, Ja, anyway, ons het Loftus, ek sal Loftus toe gaan, dis 'n mooi agtergrond, ja. Ek was juist toevallig vanoggend op Loftus, soos jy sekerlik weet, vir die span aankondiging en ons was 'n magtige skare van 4 joernaliste in daai perskonferensie gewees. Ek, Brendan Nel, Kobus Klaasen van Rapport en Simnikise van News24. Maar het was 'n lekker gesprek geweest, lekker met Johan gepraat, hy was lekker openhartig geweest, daar is 'n paar uitdagings vir die bulle. Wat het jy gedink van daai span toe jy sien, die groot naam natuurlik uitstaan, Cameron Hanekom is terug? Ja, dit het my ook gevang en veral ook van Staden wat nou amptelik, ek dink vir die eerste keer, weet ek nie of al voorheen gebeur het, hy was nou altyd so half op die flank en hy ingestaan as hakker, maar nou sê hy nommer 16. Nee, hy sal 'n rukkie 'n paar keer nommer 16 gewees. Hy was laasweek nie nommer 16. Okay. Ja. Okay. Maar so dit het my ook gevang van Staden wat daai dubbelrol dan nou weer vertolk en Hanekom, ja, is lekker om hom terug te sien, so 'n goeie speler. So ek dink hy was nou lank tyd uit gewees. Hooplik is hy volkome herstel. Baie goeie speler, goeie agste man, so ek dink hy is nie verniet al wat hy Springbok gespeel het nie. So ja, ek dink is 'n goeie span, is natuurlik nou weer 'n nuwe uitdaging. Ons was nou gewoond, as jy gewoond is om met Suid-Afrikaanse spanne te speel, is dit 'n heel ander ritme dink ek. En nou moet jy probeer dink nou hoe speel die Europese spanne nou weer? Moet jy probeer onthou wat het hulle laas gedoen en daar gaan kyk. Altyd lastig vir hulle om na Suid-Afrika toe te kom, veral as hulle so 'n paar 6 nasies spelers het wat nie speel nie. Dit gaan nou van toepassing wees vir al 4 die wedstryde. Dit was net 'n bietjie te vinnig nog na die 6 nasie om al hulle sterre Suid-Afrika toe te vlieg, maar ja, ek dink vir die Bulls natuurlik geen beter motivering as om te sê kom ons kom so gou as moontlik weer op die veld. Ons het sekerlik het hulle gekyk en ontleed en geïdentifiseer wat hulle dalk swak gedoen het, beter kon doen en waar hulle Saterdag kon beter doen en dit dan Vrydag regmaak. Ek weet nie wat Ackerman gesê het in terme van die kort week nie. So dis sekerlik is daar 'n oefendag of wat gemis is, maar dis nie ideaal om Saterdag te speel en dan weer sommer dadelik Vrydag reg te wees nie. Interessant wat ek vandag geleer het, byvoorbeeld Harold Foster, as vol van die kort week, hy het Saterdag sy HIA gedop op Loftus, maar blykbaar is daar verskillende soorte HIA's en Johan het dit mooi verduidelik, as jy die perskonferensie skakel hier so in, so jy gaan kyk, ek het hom mooi gevra daaroor. So, partykeer as jy nou ernstige HIA het, dan sê hulle vir jou, sommer daai Saterdag, jy is uit vir 12 dae en dis nou maar die einde van die storie, maar in die Harold se geval was dit nie so ernstig, nou dat hom Maandag weer getoets, en as hy Maandag daai toets deurgekom het, kon hy Vrydag gespeel het. Dit is interessant, ek het dit nie geweet nie. Maar hy het Maandag weer nie deurgekom nie, want toe van Dinsdag af het hy deurgekom. Hy is nou 100%, maar hy mag nou nie volgens die protokol speel nie. So dis een rede maar daar is, maar wat vir my baie interessant was, my vriend Simnikise van News24 gesê het 'n baie diplomatisiese vraag gevra van Johan en dis dit hy het gesê Cameron Hanekom is 'n baie intense persoon. En die storie hier agter is dat Cameron 'n bietjie te vinnig probeer doen het om reg terug te kom. Jy weet, hy buite die protokolle gegaan en dis hoekom hy so lank gevat het om reg te kom, want hy was te gretig. Johan het dit baie diplomaties beantwoord, maar dit is 'n interessante ding. Cameron Hanekom was te gretig om terug te kom en het bietjie te hard gedruk en dan het hy homself lyk my weer van voor af beseer. Interessant, né? Ja, beserings is ek dink nou ek het op 'n stadium ek liever vir hom ook te padwedloop as bietjie te draf en so aan. En as jy beseer is, dan is dit altyd die uitdaging, weet hoe lank vat jy om terug te kom en dan baie keer dan kom jy te vroeg terug. So padwedloop is nou nie baie vergelykbaar met daai vlak van rugby nie, maar dit wat vergelykbaar is die vroeg terugkom en verkeerde tyd en maar ja, mens moet maar sorg dat hy regkom en dan nog 'n week wag en dat jy seker maak hy's reg sodat dit goed kan sielkundig ook raak. Weet veral dinge soos knie. In sy geval was dit 'n duisspier, né? Ek dink dit 'n duisspierbesering. Hamstring. So dit is 'n groot spier. Ja. So dit is ja, maar goed dat hy terug is. Ja, so 'n sterk span op
op Stit met Klopper wat daar inkom sal interessant wees. Ek weet nie of hy nou die grootste teenstand ooit gaan kry dalk teen Cardiff nie, is moeilik om te sê, dalk het hulle lekker loskop of twee, maar is nie altyd 'n aanduiding nie, maar dis belangrik dat daai spelers ook nou begin blootstelling kry. Ons het al vroeër daarvan gepraat en weet dat dit kan wees dat die Bulls dinnerig op vaskop is as hulle nie iemand kan kry wat vir Wilco kan vervang nie. So daar sal iemand vir Wilco vervang, is dit 'n kwessie van wie gaan dit wees. Maar Klopper sal met soos die Engels sê, needs to step up. So hy is een van die manne wat nou volgende in lyn is. Die reserve is Kato Mchunu, dink ek is sy naam. Kato Mchunu, ja. Ook nog jonk, so dit is as 'n ervare man nodig, maar het Ackerman gepraat oor die korter week, of is dit nie groot as nee, het gepraat daaroor. Nee, het gepraat, dit is 'n probleem. Dit is 'n probleem. Hulle dink alles natuurlik nou gekompres, as ek die woord mag gebruik. Maar hy het te veel, hy het meer gepraat oor wie is nie beskikbaar nie. Onder andere gesê Sebastian Klerk se basies die res van die jaar uit. Baie groot terugslag as hy met sy voetoperasie kry en alles. So, dis 'n groot terugslag. Veral nou met hy in die Springbok groep ingesluit was vir die alignment, die beleidingskampe en goeters. Ja, dis nie goeie nuus nie. Harold Foster sê hy sal nou terugkom, hy's nie te sleg nie. Maar 'n paar ander manne, Trevina Jacobs is nog beseer, Jan Serventine is nog beseer. Daar's 'n paar manne, so een van die gevolge daarvan, as jy sien vir Stedman Gans op 12. Dis nie eintlik 'n posisie wat vir hom, wat hy nou voor bekend is nie, né? Ja, en dit lekker, hy het my altyd eintlik nogal lekker rugby gespeel. Hy en Kriel het op 'n stadium 'n baie lekker kombinasie gewees. Interessant is hoe hy nou gaan vaar saam met Moody. Jooste op die vleuel, goeie speler, is baie spoed, weet, as jy hom in spasie sit, dan gaan hy vir dit altyd klaar maak, so dit is of die 3 gaan druk. So dit bly 'n lekker span. Ek dink miskien as die beserings bly pla met Sebastian de Klerk nou wat nie kan speel nie, dalk is Kane en Moody ook nog 'n opsie, maar hy doen so goed op 13. En ek so 'n goeie speler, want hy kan eintlik hy bied vir jou so baie op die vleuel en so baie op die senter. En hy het my groot geraak. Hy het my nou 'n speler, hy was natuurlik nog jonk toe hy begin speel het, baie jonk toe begin speel het. Maar wat ek van hom hou is dat hy het my presence besluit op die veld van 'n internasionale senter. Nie wint hy nie dat hy die ouens rondstampie, maar laat hom nie stampie. En jy kan sien hy is fisies en hy doen alles, en ek dink hy gaan nog vir die Springbokke baie beteken in die toekoms. Waarskynlik as Kriel so begin uitbeweeg, gaan hy dalk iemand wees wat 13 sal oorneem. Maar 'n lekker speler, maar die balans, mens sal die balans moet vind met Sebastian de Klerk, maar dit is 'n groot verlies. Hy baie goed. 'n Interessante ding hierso is Nizam Kar is op nommer 8 en ek dink Nizam Kar is in die beste vorm van sy lewe nie. Ek wonder wat geword van ouens soos Mpile Gumede, Nama Kaba. Ek weet Jaco Grobler die aan volgende gesê is nog steeds beseer, maar ek gaan 'n bietjie môre aand, ek gaan weer kyk, gaan ek hom na die tyd vra oor waar is Mpile Gumede, waar is Nama Kaba. Klop mense het in die kommentaar vir my gevra, waar is hierdie ouens? Hoekom speel hulle nie? Ja. Waar is Nicolaas Jansen van Rensburg wat van Frankryk afgekoop is? Sy beseer, wat is die storie? Jy weet, baie vrae. Ek het Kirsten gesien speel, ek gaan sien oefen op die veld in die week. Hy was daar, ek was beloftes. Hy het lynstaande geoefen, ek weet nie waar hy gaan speel nie, maar hy lyk nie vir my beseer nie. So ek het nou nie daaraan gedink vanoggend nie, want jy weet, as jy net 4 ouens in die perskonferensie en hulle lees die span af terwyl jy daar sit, hulle gee nie vir jou 'n papiertjie voor die tyd nie, mense. Jy moet daar skryf soos 'n wit warm stenograaf en dis baie moeilik, en dan stuur hulle vir jou die span terwyl jy die wedstryd op die perskonferensie opneem op jou kamera, op jou foon. So jy kan net die WhatsApp kykie. Jy moet letterlik daar sit en luister en probeer onthou wat die span is, en dan moet jy dink wat die vraag is. En as net 4 ouens vir jou gebeurt kom baie vinnig. Dit is moeilik om aan alles te dink, jy weet self, né? Dit is nogal taaf. Ja, dis soos nou daai, ek onthou ek praat van die ou dae toe ek by Namibia en by Windhoek begin het daar in die journalistiek by die Republikein koerant, moes ons nog as die Suidwes klaar gespeel het teen Noord-Transvaal, dan bel jy in na rapport toe en na SAPA toe en dan dikteer jy praat dit in en daar's iemand wat tik aan die ander kant. So maar met jy kop hou, maar jy het altyd so na so die 3de, 4de sin, dan sê hulle maar hulle soek nog so 'n paar sentimeters, en dan kon jy altyd daarom sê, nou probeer jy dink, kyk jy na die speelhuis, dan sê, daar's iemand wat dan ten minste in die los gewikkel het. Het ons altyd gesê, dat hy altyd gesê, so lekker fillertjie. Ja, gewikkel in die losgemale. Maar dis 'n deel van die journalistiek wat nou heeltemal verander het, maar
Ja, wat toe jy praat van die flanke net vinnig en weer, weet Liebenberg is ook nog op pad nou, so dit kan wees dat daar eintlik 'n embarrassment of riches is op 'n stadium op Loftus, weet as al die manne wat jy nou genoem het, plus Jan en Liebenberg fiks en gesond is en ander kommers terug. En so ouens gaan daar 'n groot stryd wees vir 'n plek. So wie ook al dan speel, sal natuurlik 'n baie goeie speler wees, maar mense wil ook nie die Kaap het nou weer dit bou op nadat dat die Stormers nou te veel vaskoppe het dalk volgende jaar. Weet as Frans Malherbe sukses Wilco dalk of Wilco is dalk, dan sit jy met die ouens wat nou goed doen, wat Netling forceer maak dan net die 23 nie as jy op daai vorm moet gaan dalk. Sazi Sandi is ook nog daar en dan Potter met vir die Springbokke gespeel op die Europese toer. Die jongste. So dis 5 stitte. So elke franchise probeer maar seker sy diepte soveel as moontlik bou. Maar eerder te veel is te min. Maar nou moet jy almal gelukkig hou ook, want van daai hoë profiel spelers sou nie te veel van hom glad teen 'n 23 tal te wees nie. Jy wil tog maar uitdraf. So dit is die uitdaging wat 'n afrigter het. Ek weet vinnig vir mense net so 'n bietjie van jou geskiedenis vertel. Jy het onder Neil Steyn, die befaamde Neil Steyn. Ja. Geleer rugby skryf by wat was dit die Transvaaler of die hoofstad Transvaaler. Ja, dit was baie groot oë ingestap. Dis 'n Transvaaler se middagkoerant gewees in Pretoria, so hulle het altyd gesê jy moet die Engelse praat van 'n angle, jy moet 'n ander angle hê. So as in die Els golf gewen het, jy moet nie sê hy het gewen nie, jy moet sê hy het 'n ander putter gebruik of wat ook al. Maar dis tikmasjiene. So Neil Steyn, jy moet altyd dubbelspasie getik het, dan as jy kyk koue aande se Carlton Liga gaan kyk het daar Pretoria teen hulle is oor kan mekaar Pretoria rugby klub teen Harlequins, ons oor kan die pad van mekaar dan tik ek my storie en dan staan ek so langs Neil Steyn en kyk dit so deur met 'n pen, dubbelspasie en dan maak ek veranderinge in hierdie woordwerkie en daai moet verander, maar groot ken ek hy en Quintus van Rooyen, hulle was die twee groot manne daar in die persbank gewees, so jy het maar laat hulle eers gaan sit waar hulle wil sit en dan sit jy by die plekke wat oop is. Ja, dis goeie tye, maar dit is nog kyk as jy gekom het in die begin daar van journalistiek aan teen die eerste maand het jy net jy het SAPA's geskeur, daai SAPA koerant, daai uitdruksels en jy het sigarette gaan koop vir die mense. So jy het nog onder jou naam geskryf en dan later dan jy 'n bietjie meer status gekry. Maar ja, as deurwinterde joernaliste, en as jy ou daai jy moet nog bel vir 'n storie, jy moet ry na iemand toe. Daar's nie Google en internet en goed nie. Jy moet die stories gaan soek. Dit is lekker tye. Ja, nee, ek sê anyway, ek het nooit deur daai leerskool gekom nie. Ek's maar 'n Zoom ou. Ek doen alles op Zoom. Soos jy nog gesien het. Maar kom ons praat 'n bietjie oor die rugby. Ek weet nie wat te verwag van Cardiff nie. Hulle is 5 op die punte leer. Dit 39 punte is Corneel van Sails in die nuus omdat hy hulle afrig het in die Vrystaat gespeel en bietjie onder Franco en Russe en almal bietjie van die ding geleer. Hy het vir Italië gespeel, ek het dit nie geweet nie. Daar lank in Benetton gespeel het. So hy is definitief nogal een van die nuwe opkomende afrigters. En lyk my kan dis nie 'n wedstryd speel dan daar's 'n erns Suid-Afrikaanse invloed daar. So wat verwag jy van Cardiff? Hy ken Suid-Afrika, hy ken Johan Akker natuurlik, hy ken die spelers, hy ken sekerlik Verloftes. Hierdie gaan net sommer 'n maklike walk in the park wees as ek dit sou kan noem. Nee, dit gaan nie. En ek dink niemand moet enige van die 4 spanne wat Suid-Afrika toe kom hierdie naweek onderskat nie. Dis die gouste wat 'n mens gaan sukkel. Almal wat kom en so dis ook 'n groot motivering vir hulle. So ek sê daar's hier en daar 'n speler wat nie daar is nie, maar dit maak hulle nie swakker tot die mate dat jy dit net gaan opdraf en wen nie. So Cardiff is dit nie verniet waar hulle is op die punte leer nie. So dit gaan 'n moeilike ene wees en hulle sal natuurlik baie kompeterend wees. So is moeilik om te sê wat mens kan verwag en die X-faktor is maar dat mens weet nie dat hoe die invloed van spelers wat nou nie beskikbaar is nie van die balle spelers op hulle gaan hê nie. Maar Vrydag aand wedstryd, ek dink wat Cardiff meer gaan kry is meer die uitdaging, want baie keer na so 'n wedstryd wat jy die afgelope naweek beter kon gedoen het soos wat die Bulls nou deurgegaan het, dan hardloop jy bietjie vinniger uit die kleedkamer uit en jy is bietjie meer gefokus en gemotiveerd, want dis 'n wedstryd wat jy nie kan laat glip nie. En 'n lekker span ook, iets wat ek net nou wou genoem het ook in terme net so effens terug na die span toe MW is ek hou van Wiese op 4 en Roanortjie op 5. Dit herinner my baie aan Bakkies Botha, Victor Matfield, daai tipe 4 en daai tipe 5 en so dis my lekker kombinasie. Ek hou van Wiese en dit is ook waar in die Springbok span ingesluit is. Rassie het dit ook raak gesien. So ek dink dis 'n slotkombinasie wat ek dink vir die Bulls nog ver kan vat as Wiese sy voet ook vind op 4 slot.
Een van die vrae wat vandag vir Johan gevra was is waar mik hy om te eindig op die top 8 of weet om te kwalifiseer vir die eindklop is te sê wel na 'n lang storie het hy baas gesê na laasweek se verloor is mik hulle maar net om in die top 8 te kom. Hulle het vrede gemaak lyk dit daarmee dat hulle gaan moet wegspeel beteken hulle gaan nie in die top 4 eindig nie. So dis maar wat jy het laas keer 'n paar permutasies sommige gedoen en ek seker van hierdie Stormers oorwinning was belangrik geweest vir die Bulle om beter te kan doen. Helaas bly nou nie. Dis nou hierdie naweek Cardiff, dan sit Munster, dan speel hulle teen Glasgow in die Kampioenebeker, dan as hulle deurgaan nog een of hulle dit af, dan Dragons en Scarlets oor see en dan op die einde speel hulle die Italiaanse span as ek my nie verbeel. So dis nie te moeilike teenstand nie, soos jy gesê het. Hulle kan dit sekerlik doen. Dink jy hulle gaan dit kan maak tot die top 8? Ja, ek dink so. Ek dink en jy kan albei die toerwedstryde wen, hoewel dit moeilik gaan wees, maar jy kan nie Dragons nie Scarlets wen. Verseker, as jy Edinburgh en daai spanne weggewen het, dan kan jy hulle ook gaan wegwen. Munster is 'n moeilike enetjie volgende naweek. Ek weet nie of hulle manne gaan oorvlieg dalk hier tussenin nog na die naweek toe. Hulle gaan dit mag dit dalk doen dat hulle so 2-3 manne oorvlieg vir daai wedstryd. Die sal gaan wees met Edinburgh en Cardiff hoe hulle gemaak volgende naweek. En ja, so ek dink die Bulls, ek twyfel nie die Bulls in top 8 gaan wees nie. Kyk, dit bou nou weer op na as die Stormers is nou saam tweede, dit hang af hoe hulle ook gaan werk. Hulle moet nog vir Edinburgh en Connacht speel, vir Glasgow Warriors moet die Stormers ook nog speel, dit is tuis almal. Maar dan toer hulle moeilik. Hulle eindig met 2 moeilike toerwedstryde, Ulster en Munster weg. So dis baie moeilik vir die Stormers. Maar dalk en weer dit bou op na soos in die vorige jare 'n lekker kwartfinale weer noord-suid dat die Bulls 7de of 6de of daar rond is dalk of die Stormers eindig. Ja. Dan kry ons mekaar weer. Nee man. Nee. Okay. Ja, dit is dan hierdie keer dan in die Kaap, dan kan dit net mooi omgedraai word wat nog dus gebeur. Nee, ek wil nie in die Stormers speel tot heel op die einde nie. Dan sal ons die score settle. Ja, dit is seker moontlik, because vir my op 'n manier. Ek sê daarvan as dit kan vir my. Jy weet, al 'n klomp ander ouens soos Leinster en Edinburgh, wie ever ook al, jy weet, Glasgow uit die prentjie uit en dan kan ons 'n lekker eindstryd hê al. Ons seker dan op DHL stadion wees. Dis net so 'n bietjie die kaart, die dinge, die balans van die heelal te herstel. Maar kom ons praat oor die Stormers. Ek het gisterand amper van my stoel afgeval toe ons vriend Hugh Griffin vir my sê Frans Malherbe lyk vir my hy's op pad La Rochelle toe. Het jy daai storie gehoor? Nee, dit is ek staan gelukkig anders ek ook van my stoel afgeval het. Dit is flou val nie. Asseblief, daar voor die 4 peloton nie. Ja, dis so 'n aftreepakket waarskynlik so in beseringstyd en begin dit vir hom as dit die geval is, maar nou siende van al die stitte wat ek net nou van gepraat het wat op pad is Kaap toe dalk is dit op die agtergrond dat die Stormers ook deurgedruk het met Wilco Louw se handtekening. So dit kan wees dat hy sal 'n massiewe aanvraag wees. So mens gaan vir so 'n speler wat so baie beteken het vir die Stormers en vir die Springbokke om op die ouend dan so 'n bietjie geldjies daar te gaan verdien. Maar dit is dit sal 'n verlies wees vir die Stormers, maar dit was amper nou half gewoond geraak aan die lewe amper na Kitshoff en Malherbe en Malherbe is daar nog daar. Maar dit het die Stormers rugby 'n tydjie gevat om te herstel daarvan want die Stormers was baie suksesvol en bederf geweest met Kitshoff Malherbe heeltyd. Mense het eintlik besef wat so die stilligheid wat die Stormers gehad het in daai twee nie. En hulle was grootliks gesond geweest en het baie wedstryde gespeel vir die Stormers, maar so dis nou 'n nuwe seisoen, maar is interessant wees hoe sy herstel daar gaan. Ek het gehoor dat hy lyk goed, hy blykbaar ook 'n paar leefstylveranderinge ook aangepak. Ek sal nou nie al die detail gee nie, maar mens kan dink so tussen die lyne. So hy's baie gemotiveerd en hy lyk blykbaar goed en oefen goed, maar rug is 'n lastige ding, weet hy moet jy kan nog 'n bietjie op skrimskakel effens wegkom daarmee of in die agterlyn, maar as jy moet skram met jou rug word gebruik, so hy moet reg wees. Jou rug en jou nek. Akker van 'n Merwe het gehoor is 3 maande uit met 'n nek hier by die Bulle. So dis nie 'n goeie teken nie. Praat oor daai span, nou. Dis baie dieselfde span as laasweek in die sin van weet die kern is basies daar. Evan Roos is hierdie keer terug, Marcel Tennyson is op die flank. Dion Fourie begin weer. Adrie Smit is daar. Sien wat 'n impak hy gehad het met sy fisieke spel. Harry het spesifiek van gepraat die dominante duikslag wat hy uitgevoer het. 'n Groot rol gespeel daar. Maar interessant vir my, Sia Bello se naadlaas terug en natuurlik Harsenbergs uit. Ek weet nie of hy beseer is nie, maar hoekom is hierdie span so vroeg aangekondig? Hulle is donderdag vandag. Hulle speel eers Sondag. Dis baie vroeg, is dit nie? Ja.
Ja, dit is hulle het nou nie nodig om iemand aan 'n lyntjie te hou nie. Dat is hulle voel hulle wil die bedreigende lyntjie en ek dink dit is maar ek dink in die opbou na die Pretoria wedstryd toe was dit vir hulle wat hoe later hulle die span aankondig hoe meer moeite is dit vir die Bulls om daar deur te gaan. So dit is seker maar 'n faktor. Ek vermoed so. Weet Rassie het ook hier van die kere dan maak hy dit die Dinsdag en dan maak hy dit die Vrydag. So jy kies maar hoe jy die week voel waarskynlik, maar ek dink dis Senatla net vinnig. Hy was uitgeoefen, hy het vol geoefen al laasweek. Hy was amper in die span gewees of hy is oorweeg. Hy was beskikbaar vir die Bulls wedstryd. Maar ek voel hy moet net nog so 'n week verder gaan, maar ek dink ook hulle het die vleuels ook meer gekies met die Bulls in aanmerking met lugballe en sovoorts, maar Senatla is goed en ons weet wat jy het in hom. Ek dink die agterlyn van die Stormers daar is die agterlyn wat ons gewoond geraak het in die afgelope 2-3 jaar, wat jy baie gesien het, weet Dan Du Plessis en Rowan Nel op senter, wat vir die Stormers baie beteken het. Dis erkende 12, erkende 13, hulle het so 'n bietjie daar rondgespring met Damian Willemse en Damian Willemse op 15. Dit is 'n sterk span as jy dink jy het vir Sasha op 10, Damian Willemse op 15, Rowan Nel en Dan Du Plessis weer en Senatla is terug. Zas is nog steeds daar. En as ek net Reinagh wat op 9 kort, dan jy amper jou heel beste agterlyn. Ek weet nie iemand kan nou afdraand kyk nie, maar dit is 'n baie goeie agterlyn. So ek dink die Stormers raak as almal gesond bly, kom daai spelers nou op die regte tyd terug. Maar jy moet maar diepte hê nog steeds. Maar as 'n lekker agterlyn en voorlangs ook Marcel Tennyson wat Dobson ook oor gepraat het, hy begin op flank. So hy het gewys dat jy hoef nie 6'9" te wees en 110 kg te wees om jou kant te bring nie. Weet, hy het baie goed gedoen. Ek dink hy teen die Bulls was hy een van die beter spelers vir die Stormers span gewees. So sy veelsidigheid is ook baie werd. So ek bly hy speel weer met Roos wat weer terug is en dan is dit ek dink Ben Jason Dixon is op die bank dan. Hy kom dan later. En Paul de Villiers weer op die bank ook, ja. Dis reg, ja. So dis 'n sterk span. Ek dink dis 'n span. Jy kan ook sien in die spankeuse dat hulle nie vir Dragons enigstens onderskat nie. Die Stormers het nou 'n kans. Hulle het 4 tuiswedstryde wat baie belangrik is en wen jy hopelik 4, ten minste 3 van die 4, dan gaan jy 'n goeie posisie op daai puntlys hê. Alright, so wat verwag jy? Die Dragons is ook nie die wêreld se grootste bedreiging nie, neem ek aan. So ja, dit maak dit moeilik. Ek is altyd bang vir daai wedstryde, weet ons het al en nou speel jy nou so half Sondag 3 is nou seker daarom nog steeds die son skyn en so aan, maar hierdie wedstryd is so half uit ritme uit. Dit voel so 'n tipiese 5:00, 7:00 afskeid op 'n Saterdag nie dan ek hou is 'n bietjie ligtig vir daai wedstryde en weet dat mense met hulle verseker nie onderskat nie, maar ek glo die Stormers sal baie gemotiveerd wees om gefokus te bly. So hulle sekerlik gunstelinge na aanleiding met die afgelope naweek gebeur het, maar so het ons laasweek gepraat van vorm en al daai dinge en dan op 'n Saterdag op 'n Sondag dan gebeur ander goed. Maar die span wat daar is en met Dragons wat hier en daar sal dalk 'n speler op mis, dink ek die Stormers sal gunsteling wees, maar ek sê dit maar versigtig. So jy moet dit maar nog gaan doen op die veld, maar dis 'n span val die agterlyn. Ek sal nogal so lekker wees om te sien hoe Sasha en Damian Willemse 'n bietjie meer vryheid het. Sasha sal waarskynlik 'n ander wedstryd speel as teen die Bulls. Ons het daaroor nou redelik omvattend gepraat. Ek dink Dobson het 'n goeie wedstrydplan saamgestel teen die Bulls. En Sasha het dit goed uitgevoer. Dit is die mees konservatiefste wat ek eintlik nog sien speel het, maar wat hy gedoen het hy goed gedoen. En ek dink as hy goeie voorvoetbal kry en daar's momentum, sal hy so 'n bietjie meer die voordeellyn aandurf en met Willemse van agteraf. So ek dink is 'n lekker vooruitsig vir die wat gaan kyk Sondag. Ja, nee, ek sien baie uit daarna. En natuurlik Rowan Nel as kaptein, ek dink daai ou maak 'n hengse verskil. Ek dink dit is vir die Stormers nodig gehad het. Die volgende een natuurlik om te praat oor is die Sharks teen Munster. Nou die Sharks het hulle span aangekondig. En dit is ook nie juist asof hulle vreeslik geplaas nie. Interessante ding daar was Estreisen en Hooker op centers en jy het gepraat van Loan Gilomee. Vertel my 'n bietjie van hom. Ja, hy's mos in die 7 span gewees. Hy het vir Boland Kruiweek gespeel so 2 jaar terug. Ek praat nou korrek, ek dink hy's van Ceres af in die Kaap. Verskoon tog en maar lekker aanvallend. Hy's eintlik 'n 10. So hy's
Hy's 'n baie aanvallende speler, bietjie korter, maar goed genoeg as jy sewe's kan speel, dan weet jy jy's aanvallend, as jy verseker een boksie wat jy al tik. So interessant is hoe hy op 15 gaan vaar, maar ek dink die ervaring was ook, en weer almal wat by die sewe's betrokke was, hulle terugkom in 15, kom hulle terug as beter spelers. Hulle kondisionering is goed, hulle aanvallende vermoë is goed, hulle vermoë op die afbreekpunte veral, dit is Sanatla al vir ons baie gewys, die by die Stormers ook, en Roaniel ook, ek dink dit is nog steeds 'n baie goeie, kom ons sê maar, wat om op jou CV te hê, dat jy daar vir die sewe's gespeel het. So is interessant is hoe hy vaar, maar hy's kleiner, so dit is met aanvaar, hy's 'n baie korter jeugter. Nie dat hy jeugter nou vreeslik lank altyd moet wees nie, maar met die rugby die afgelope jaar of 2 is baie skoppe wat afgaan op daai kanale en agtertoe, en so dan help dit as hy bietjie langer is, maar op die aanval verseker gaan hy 'n groot angel vir hulle wees, so lekker wees om hom te sien, aanvallende speler. Ek dink hy's 'n goeie aanwinst. En ja, so jy gesê die centers, dis altyd lekker om vir Esterhuizen en Hooker saam te sien. Ek het net nou gepraat van Kenen Moody wat waarskynlik vir Kriel sal kan vervang, maar Hooker sal waarskynlik ook in die gesprek wees as 'n 13. So daar's 'n lekker diepte vir die Springbokke. Dit is verseker. Ja, wat is dit met die Sharks met hulle wat hulle 10 op 15 wil speel? Ek bedoel, hoeveel van hulle gehad? Jordan Hendricks, Boeta Chamberlain, you name it. As daar 'n 10 is, dan moet hy op 15 gaan speel. Dis my, ek weet nie, dit maak altyd vir my sin. Ja, dit is nogal dat, ek weet in oudtyd Frans Steyn ook, miskien was dit maar die veelsidigheid, soos Cowan Bosch wat ons ook van gepraat het laasweek, en jy het dit maar hier en daar die 15s maar so 'n bietjie rondskuif. Die Stormers ook maar met Damien Willemse moet hulle maar kyk waar hulle hom nou maar kan gebruik, maar van die manne is so veelsidig dat wanneer jy nooddruk, dan kan hom skuif. Maar dit is, ek stem saam dat jy moet, ek hou meer van dat jy 'n gevestigde 10 het, 'n gevestigde 15, dat jy moet nie te veel rondskuif nie, maar die Sharks hou daarvan om te doen. JP Peterson verstaan jeugter, vleuel ensovoort, so ek vertrou sy oordeel, so ek dink hy sal weet wat hy doen veral. Soms sit jy, ek wil nie vir Plumtree sê dat Plumtree nie geweet het wat daar agter aangaan nie, maar JP Peterson sal meer weet wat in die agterste driehoek aangaan. So ek dink sy feit dat hy hom daar gekies het hy iets raak gesien. JP Peterson bietjie onder druk, né? Dink jy nie? Jy weet, na die het sy redelik gemiddelde begin gehad, toe kry hy die job, of jy weet, toe hy 'n bietjie gaan kleedrepetisie vir die pos. Toe wen hy die Stormers weg in by die huis, en daarna toe dit nou nie heeltemal so goed bly gaan nie. En so ja, hy het iets om te bewys. Munster is, ons onthou laas jaar daai wat was dit, uitloopronde wat die skop, die wink gate wat Jaden Hendricks so 'n knipoog het, so daar's 'n bietjie bad blood tussen die Munster en die Sharks, né? So ek dink gaan ek weet nie, wat dink jy? Ja, ek het nogal daaroor gepraat het, toe ek die span navors of kyk of hulle die span aangekondig het, toe is die opskrif van 'n Britse media groep, toe sê hulle, Munster announced the team for grudge match, sê hulle. Hulle roer die pot al klaar, so hulle het nie vergeet nie. So daai het seer gemaak. Ja, en ek is ligtig vir Munster, weet, is druk op JP Peterson. Munster, ek onthou 'n finaal wat ek in Kaapstad by eie oë gesien het, John Klein en RG Snyman het hulle daar vir die Stormers stil gespeel, en dit hulle daai wedstryd kom wen. Ek dink daai jaar het hulle 3 wegwedstryde in 'n ry gewen om die titel te wen. So hulle weet op 'n manier dat sommige spanne is meer gemaklik om weg te speel as ander, dink ek, en hulle is een wat nie bang is om weg te speel. So 'n moeilike wedstryd vir die Sharks. En ja, JP Peterson waar op die lys is 11de op die puntelys, dis nie goed genoeg nie. Weet vir hulle om in die top 8 te kom, moet hulle alles wen. Hulle moet nog gaan toer ook en vir Edinburgh onder andere op die toer gaan speel. So daai gaan moeilike wedstryde vir hulle wees, en ek dink hulle speel die Ospreys in die Edinburgh op hulle toer. So ja, daar is druk, as altyd druk, maar as die 11de op die puntelys is, dan en hulle het baie goed gedoen, daai 2 wenne teen die Sharks en die Stormers het hulle eintlik potensieel hulle seisoen gedraai. Maar die groot einde was daai verloor op Loftus ook. Wat nie 'n skande is natuurlik nie, so vrek moeilik om op Loftus te gaan wen. So jy kan nie daarvoor nou, maar hulle het baie opvang om te doen. Dit is maar as gevolg van die begin van die seisoen was vir hulle ook nie te goed nie. Maar Munster is 'n moeilike span. Hulle sal moet versigtig wees. En Munster het vir Leinster gaan wen weg, onthou jy daai jaar toe hulle die kampioenskap gewen het. So hulle is nie, jy moet hulle nie kyk jy sonder handskoene aangepak word nie. Ek sien toevallig dis Siya Kolisi se 50ste wedstryd vir die Sharks en Makazole Mapimpi se 100ste wedstryd.
Dis altyd 'n mylpaal, maar jy weet sulke groot wedstryde, ons het gesien, dis nie altyd 'n goeie ding nie. Die ouens trek die ouens se aandag so baie keer so 'n bietjie af. Al met 'n groot naamspeler soos Magazole en Pipi en Celsia. Ja, dit is ek dink jy sien al hoe meer die spelers as hulle nou uitdraf ook dan bestuur hulle dit bietjie beter. Ek dink ook Van Staden het goed bestuur, maar hy was op die bank, so hy kon met sy familie uitstap en terugkom en as jy opdraf is dit bietjie anderster. Maar ek dink van die spelers is net nie vreeslik angstig om alleen op te draf en daar te staan op die middelkolletjie vir 20 sekondes en tot jou span kom nie. Anders sê maar ek sal voordraf, maar jy moet hier agter my wees as ek opdraf. So elkeen het sy eie manier. Maar ek onthou maar van op Nieuweland ook Percy Montgomery onthou ek goed en sy onderste ook die Springbokke verloor en so en dis nie altyd wat dit gebeur. Ek dink Jean de Villiers ook maar dit jy moet erkenning gee, maar jy wil hê dit moet dit oordonder nie. So ek dink die spelers hanteer dit baie beter deesdae. Nou ja, Kolisi is 'n goeie speler en hy's ervare, so ek dink hy sal dit daai oomblik om nou ironies genoeg is dit sy laaste paar wedstryde vir die Sharks, dan is hy ook weer by 'n ander franchise, so dit is by die Stormers. Hy is die Stormers, ja, noem dit maar nie sy ander franchise nie. Ja, nee, kyk as daar's nou hopelik diepte oral as Liebenberg en Boel, so dan moet sê ook mense kan nie genoeg flanke hê nie. So interessant, Liebenberg is 'n legende in Engeland, né? Hulle is vreeslik lief vir hom in die Leicester Tigers. Ja, ek het vir hom vir hulle gekyk in skoolrugby nog hier in die Kaap. Hulle kom van Woester af, my en sy boetie, wat ouer broer het mos ook vir die by die Bulls gespeel. So hulle het in Boland rugby het hulle vroeg raak gesien, maar die Bulls was goed om daai twee te kontrakteer en hulle raak gevat daar en Andre Liebenberg is 'n briljante speler. Lekker groot fisies, sterk en hy's 'n groot aanwinst en mens kry hom ook nou op 'n stadium van sy rugby wat hy eintlik die beste rugby speel. So hy's nou ervare en so sal goeie kop se skouers, hy was kaptein gewees by Leicester. Ek het vanoggend vir Johan Ackerman gevra oor die kapteinskap. Jan de Koning het vir my in ons ander Engels podcast gesê, het was opvallend geweest dat daar was 2 kapteins op die veld, maar net een het die armband gedra. Maar daar was 2 stemme wat die spelers dalk bietjie te weet, Rowan en Marcel. Toe vra ek vir Johan, wat is die idee? Het sê Marcel is die kaptein. En Rowan se kaptein is Marcel. Hulle dit ooreengekom oor see. Dan gaan kyk bietjie na daai perskonferensies, baie interessant hoor. Maar ek moet jou laat gaan, dis donderdagmiddag, ons gaan hierdie Vrydag uitsaai. Dankie dat jy vir my tyd gemaak het en dit is gelukkig die meeste spanne het dit vroeg aangekom. Mense, ons wil nie oor die Lions praat nie, maar ons weet niks van die Lions af nie. Hulle het nog steeds hulle span bekend gemaak nie. So gewoonlik ons word gereeld gepiets oor ons nie genoeg oor die Lions praat nie. Ons wil graag oor hulle praat, maar nou ja, hulle maak dit nie vir ons maklik nie. Nommer 1 en nommer 2, dan praat ons oor die Lions, dan kyk niemand daarna nie. So as jy wil hê ons meer oor die Lions praat, kry meer mense om saam met ons te kyk asseblief. Dit is baie werk om hierdie goed uit te kry. So ek wil nie daar sit en kyk en sien niemand kyk na jou nie. Nee. Ja, absoluut. Ja, want hulle sal weer 'n lekker kompeterende span daar uitrol teen Edinburgh. So ons glo hulle sal kan goed doen. Ja. So ek dink 2:15 afskop, so as mense so warm ook nie. Ek dink die hitte is nie te veel van 'n plek na vir. Dit reën nog steeds in Gauteng. Dit reën nog steeds. Ek bedoel ons amper April. So. Ja. Dit's nou te weer.